Welkom by die Afrikaanse Tunes YouTube channel en welkom terug by nog 'n episode van Rymklits Nuus en die eerste episode van 2025. Vir al die nuwe viewers wat op die video geklik het, Rymklits Nuus is die weeklikse program waar jy alle updates sal vind van jou favorite artists as ook wat currently aangaan in die Afrikaanse pop scene. So drop 'n like as jy hier is, subscribe as jy nie is en kom ons val in die nuus. Reg, Mr MP en Cathy het 'n song wat hulle binnekort gaan drop getiteld Bid vir my en ons het 'n preview van die track hier. Vergewe my vir al my sonde, maak gesond my wonde. Ek bid dat jy my beskerm. Hou my safe, bly by my. Dit voel of ek stukken is en asof ek diep in 'n dippen is. En elke dag voel ek so hartseer, Here, vir eendag wil ek net gelukkig is. Ek wens dat my lewe kan different is. As julle van die preview hou, wees definitief op die uitkyk vir die track. Dit sal op die 30ste Januarie drop. Cathy en Mr MP het ook baie collabs saam wat baie populêr is. En dis safe om te sê dat die een gaan definitief een van daardie tracks wees. Right nou, geprate van nuwe tracks. Crowbars het ook recently sy eerste track vir 2025 gedrop en hy het ook vir ons gebless met die visuals van die song. So julle kan definitief sy nuwe track getiteld Tata Machans gaan uitcheck na die video. Die track is produced deur Crowbars se long-time collaborator Mike James en die music video is geskiet deur Forbes Visuals. Reg, lyk my 2025 gaan 'n goeie jaar wees vir Afrikaans hiphop en musiek in general. Kaitlyn Wielander het vir ons ook gebless met 'n nuwe verse wat moontlik op 'n future track van haar gaan wees. En ons het ook 'n stukkie van die verse wat ons nou hierso vir julle gaan speel. Hoorie, as ek moes terugkyk om my verlede, alles wat ek wys, ek het as 'n rede. As ek moes terugkyk, ek weet daar's nog tyd om te fix wat ek gebreek het. Want as ek moes terugkyk om my verlede, alles wat ek wys, ek het as 'n rede. As ek moes terugkyk, ek weet daar's nog tyd om te fix wat ek gebreek het. As ek moes terugkyk op my past, daar's foute wat al my foute het gemaak dat ek nou moes fokus. My talent in my body, die wêreld op my skouers. My naas is ek sorry dat my hart soms so koud is. Maar as ek terugkyk op my past, ek is bitter. Want daar's 'n klompie goed wat ek al wens ek kon vergiet het. Maar die liewe weekie so nee, ek moes bittere gewees het. Die mens vir ek gewees het, ek moes bittere gekies het. Maar ek wilde dit gedraai, ek het 'n tweede kans gekry. Die aan my besluit het, die bittere gekyk. Ek gebruik nou al my tyd om my drome te bereik. En eendag kan ek sê dat alles wat ek voel het, ek het hom gemaak. Ja, dankie, want sy was altyd daar te maak, hoe ek kon nie verstaan nie. Dat baie mense ook om my kon sien, ek was nie daar nie. Maar sy het te goed gesien wat ek nie kan nie. Ja, dankie, ek kon my was gesien, het kos baie kon nie. Ja, wat dink julle van daai een? In my opinie dink ek dit is aan die brand. Ek sien uit na die nuwe musiek van Kaitlyn die jaar. Ook wil ons hier by Afrikaanse Tunes vir haar gelukwens met die geboorte van 'n pasgebore seentjie. Reg, volgende in die nuus. Benjamin YTTG het nou onlangs nog 'n track getiteld Kan nie verstaan nie gedrop. Nou Benjamin is 'n artist wat ek nou onlangs begin luister het en ek moet sê ek het baie sy consistency. Hy is definitely van daai artists wat daai work ethic het wat ander artists ook kan motiveer en ons is hier vir dit. Ek sien uit na wat hy in store het vir ons vir 2025. Reg, nog 'n artist wat onlangs ook kom oorvat het, sal Junior King wees. Die danser wat 'n rapper geword het, het 'n track gedrop getiteld Nee Fok met visuals ook recently. Saam K Medusa en Young Tony. Baie mense hou van die track, especially die outstanding performance wat K Medusa gegee het. Blykbaar is die haar eerste song wat sy gedrop het en dit klink decent vir 'n eerste track. Wat kom en wat julle dink van die track en die lyrics? Is dit dope vir julle? Hou julle van dit? Laat weet maar vir ons in die comments. Cause blykbaar is daar ook 'n remix op pad featuring none other than Culture Gang homself. So wie's op die uitkyk vir daai enetjie? Mr. Heinz CPT het ook onlangs op social media getease dat daar binnekort nog 'n track gaan drop van hy en Culture Gang. Op die oomblik is daar nog niks snippets uit nie, maar as daar enige updates is, sal ons julle definitief update op daai. So klik die subscribe button om nie future episodes van Rymklits Nuus te mis nie.
Righto, in ander nuus, Ludazi het recently ook geteased dat hy nuwe music het waar hy mee besig is in die studio. Die artist het nou onlangs 'n post gemaak waar hy sê ek is in die studio. So kyk uit vir nuwe musiek vanaf Ludazi wat binnekort gaan drop. Reg, up next in die nuus, 21 Promo en Pengi het recently geteased die remix van Sabella op TikTok. Dit was recently op TikTok gepost dat daar 'n moontlike remix van die Sabella track gaan drop soon featuring 'n sekere artist. So wie dink julle gaan die artist wees? Kom daar so, laat ons weet wie julle dink gaan op die official remix is van die Sabella track. Die music video is ook op die brink van 2 miljoen views binne die kort tydjie van 2 maande, wat baie impressive is. Hulle recent milestone wat hulle ook geslaan het is Welkom wat 1 miljoen views gereach het. So dis ook nog 'n goeie achievement om te hê. So baie geluk aan 21 Promo en Pengi. Hulle maak definitief nou 'n groot impak op die Afrikaanse hip-hop scene. En ja, gepraat van 21 Promo en Pengi. Die duo het recently gecollab met Fabrice en 565 op hulle recent track Nangampela. En julle kan dit ook gaan uitcheck. Sekere mense is nie happy oor die track nie, veral Capital L. Die rapper het die post gesê op Facebook en het gesê wat hy dink van die rappers. En die rapper het gesê in 'n post, wat is die doel met die tipe musiek? Klomp laities wat na julle songs luister, wat julle in 'n bad way influence en dit lyk nie of dit vir julle 'n probleem is nie. Wat ek kan julle sê, dit werk op my, dit moet stop. Ek gaan nie dit meer tolerate nie. It's either you make sense or stop writing sentences. So dis clear dat daar konflik is tussen Capital L en 21 Promo en Pengi se musiek. Kortliks na die post het Fabrice 'n video uitgesit op sy Facebook om te laat weet hoe hy voel oor Capital L se opinie op hulle nuwe release track. En ons het die video hier en ons gaan dit gou vir julle speel. Jy Capital L. Sy nogal die ouens vir 'n masse push wat hy. Onthou dit toe sy hulle vir 100 dop het. En toe sy die grootste fan van die number. Hy seker nou 'n gospel number hy. Als ek ging vir Chico gedrop het. Ek weet of jy weet wat beteken Chico nou masse push. Dit is seker 'n gospel number gewees hy. Nou wat ons van Nangampela gedrop het. Nou jy probleme met hy. Moenie die ouens vir 'n masse push wat jou ou masse push. Capital L het gecomment die volgende op die video. En dit is wat Fabrice te sê gehad het vir hom met 'n reply op hy selfe comment. Voor die oor en weer het Capital L ook 'n preview van 'n remix van Sabella gespeel waar hy die volgende gerap het. Nooit geweet wat is Sabella nie. Nooit geweet van het sy land, hulle noem het Landella nie. Sy het nie verstaan wat beteken Twantella nie. Nou sit dit Hoshway, hom, Kuala Kazan. Alhoewel sy niks van Kuala verstaan nie. Lanka sien sy hulle vertalen van man. Hoe sy plek word met pittens en pala gestaan. Omdat hy het nooit gepanditi. Nou baie mense sê dat die 'n diss in 21 Promo en Pengi se rigting is. Maar die volle song is nog nie uit nie, so ons kan nog nie sê of dit is nie. Maar ons het 'n release date van die track gekry by Capital L. En dit sal drop op die 3 Februarie met visuals according to Capital L homself. So wees maar op die uitkyk vir die volle track om te drop. Maar ja, wat dink julle van hierdie beef? Comment maar gerus julle thoughts oor hierdie situation. Lyk my nie 21 Promo en Pengi vat die saak ernstig op nie van Capital L nie. Maar ons ken mo nou al hy twee man. Hulle is nie bang vir 'n stukkie rap beef nie. En dit het ons gesien in die verlede al. So ja, comment maar gerus wat julle dink van hierdie week se episode van Rymklits Nuus en wees definitief op die uitkyk vir volgende week se episode. En moenie vergeet om te subscribe indien jy nog nie. Right nou, daai repap hierdie week se episode van Rymklits Nuus. Ons sien mekaar weer volgende week.